Vriende, goeiemôre. Dis Dinsdag die 1 Julie. Ons is by Koffiekuier 952. Vandag gesels ons weer so 'n bietjie verder vanuit die teksgedeelte waarby ons ook Sondag in ons eredienste stilgestaan het. En dis natuurlik Lukas 9. Daardie gedeelte daarvan vers 51 af het ons Sondag gelees hoe die mense in daardie Samaritaanse dorp nie vir Jesus wou ontvang nie. En dan wil Johannes en Jakobus sommer dadelik vierde die hemel afbid om hierdie mense te verteer. Jesus spreek hulle aan en hy gaan aan na 'n volgende dorp toe. En dan in vers 57 tot aan die einde van die hoofstuk is daar hierdie 3 persone wat twee van hulle volunteer om as disippels van Jesus om te volg en die tweede een word deur Jesus gesê, volg my. En ons het Sondag en ook Vrydag so 'n bietjie nagedink oor hierdie verskonings wat ons baie keer het in die lewe. Nou, ek wil vanmôre nie fokus, vriende, op die verskonings nie. Ek wil fokus so vir 'n oomblik op die goed wat ek en jy dink baie vroom, edel, tradisionele, mooi dinge is wat 'n mens moet doen. Die tweede persoon wat Jesus roep en vir hom sê, volg my. Hy antwoord en sê, Here, daar vers 59, laat my toe om net eers terug te gaan om my pa te begrawe. Nou, vriende, in daardie tyd, en sekerlik vandag ook was nog, sou daar van enige oordentlike mens eintlik verwag word om op hierdie manier 'n laaste eer te betoon aan 'n vader of aan 'n moeder, of hoe die geval ook al is, om te sê, maar dis die regte ding om te doen. Binne die Joodse tradisie en die reinheidsgebruike en so aan, was dit dan ook die gebruik gewees dat iemand wat gesterf het, moet binne 'n sekere tyd begrawe word. Die liggaam word gebalsem, ek het Sondag iets daaroor gesê, dan word daardie liggaam in 'n grafkelder geberg, en dan so na 'n jaar, dan word die beendere uitgehaal, en die word dan nou in 'n graf begrawe. So, dit was eintlik so half, kom ons sê maar kerklike tradisie gewees. Dit is die regte ding om te doen. En nou kom sê hierdie man vir Jesus, as Jesus hom roep en sê, volg my, kom sê hierdie man vir Jesus, Here, ek wil net my pa gaan begrawe. Dis die tradisie, dis die regte ding om te doen. Ek moet net eers dit gaan afhandel. En dan sê Jesus vir hom, laat die dooies hulle eie dooies begrawe. En vriende, ek wil vanmôre op hierdie gedeelte bietjie fokus, want ek en jy het binne 'n bepaalde tradisie groot geword met sekere gebruike, sekere dinge wat ons gedink het, dis wat gedoen moet word, dis die regte ding om te doen, dis die kerklike, vroom, oordentlike, beskaafde, noem maar op, al die byvoeglike naamwoorde waaraan jy kan dink, dis die goed wat 'n mens moet doen. Dit word so half van ons verwag vanuit die tradisie. Maar ek wonder baie keer, hoeveel van hierdie goed wat ons so half tradisioneel doen en mee besig is regtig opdragte of iets uit die woord van die Here uit. En hoeveel van dit kom so vanuit ons manier van dink oor die lewe? Hoeveel van dit dra ons maar so saam omdat pa en ma het so gedoen, oupa en ouma het so gedoen, en dis die manier waarop ons dit maar doen. Maar is dit regtig wat die woord van die Here van ons vra? En ek wil nou nie vanmôre daai goed gaan pinpoint en vir jou sê, dis hierdie ding of daai ding of die ding neem. Ek wil vir jou uitnooi om so 'n bietjie na te dink oor die dinge in jou lewe, ook in jou geloofslewe, wat ek en jy so half tradisioneel outomaties doen, omdat ons sê, dis die regte ding om te doen. En dat ons dalk so 'n bietjie krities gaan kyk na hierdie goed, en gaan vra, maar is dit regtig wat die Here van ons vra, en hou hierdie goed ons nie dalk terug van 'n totale oorgawe in 'n lewe van disippelskap nie? Is daar nie 'n klompie goed wat ons so half mee groot geword het, en wat ons dink is mooi en edel en vroom goed, maar wat eintlik in die pad staan daarvan, dat ek en jy ons totaal aan die Here Jesus oorgee en bereid is om hom in disippelskap na te volg nie? Ek weet nie, dalk is daar nie so iets in jou lewe nie. Ek wonder tog in my eie lewe of daar nie maar 'n bepaalde ding is wat ek al oor gedink het, maar weet, hierdie is die regte, die vroom, wat sê mense nou sê, sy ou dit nou nie doen nie, en so aan. Maar is hierdie goed regtig woord geskrif gefundeer? Of doen ons dit maar omdat ons dink dit is reg? En dis nie verkeerd om hierdie goed te doen nie. Maar as dit jou terughou, as dit jou vashou van 'n lewe van totale oorgawe aan die Here Jesus, vriende, dan is dit die verkeerde goed waarmee ons besig is.
Iemand het lang jare gelede geskryf, my pa het so 'n rooi boekie op sy boekrak gehad, ek kan nie onthou wat van hom geword het nie, maar wat geskryf het, die titel van die boekie was, Godsdiens kan gevaarlik wees. En hoor baie mooi daaraan, om in 'n lewende verhouding met God te leef, kan ons nooit gevaarlik wees nie. Ja, dit het uitdagings, daar is natuurlik die koste daaraan verbonde, maar dis die regte ding om te doen. Maar wanneer ek en jy 'n godsdiens bedryf, net ter wille daarvan om te sê, ons het 'n godsdiens, ons is godsdienstig, dan kan dit gevaarlik wees, want dit kan jou weghou van 'n verhouding met die lewende God, Vader, Seun en Heilige Gees. So, ek wil jou vanmôre uitnooi, gebruik 'n bietjie tyd en dink 'n bietjie na oor hoe jy jou lewe, jou geloofslewe inrig en watter van die goed wat jy mee besig is dalk mooi tradisie, maar niks meer as 'n mooi tradisie nie. En die vraag dan daarmee saam, hou hierdie goed jou nie dalk bietjie terug, bietjie weg van 'n totale oorgawe aan disippelskap aan die Here Jesus nie. Dink vanmôre daaroor onder leiding van die Heilige Gees en kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons kan weet dat U ons roep om U disippels te wees, om in 'n lewende verhouding met U te leef, om by U te leer, om as ware soos mense wat 'n nuwe ambag aanleer, by U tyd te spandeer en te kyk hoe doen U dinge, hoe hanteer U situasies, waarmee is U besig sodat ons dit ook kan doen. Maar nou weet ons ook, Vader, dat daar baie keer goed in die lewe is wat ons terughou. Baie verskonings wat ons eintlik kom te sê, ons het net nie nou die tyd daarvoor nie, ons is nou besig en fokus op ander dinge dalk, maar ook hierdie tradisionele goed wat ons eintlik dink dis hoe godsdienst behoort te wees. In my gebed is, Heilige Gees, dat U vir my sal help om opnuut na my lewe te kyk en te vra, watter van hierdie goed hou my terug van 'n lewe van totale oorgawe aan U. Wees met my, begelei my, en Here, so vir elkeen van ons wat saam koffie drink in die oggende, wil U vir ons ook inspireer om inderdaad op daardie punt te kan kom, waar ons kan sê, geen voorbehoud, niks nie, Here, ons wil U volg met ons totale lewe. Ons bid dit, Here Jesus, in U naam. Amen. Vriende, mag ek en jy inderdaad beweeg na 'n lewe waar ons kan sê, no reserves. Ons het geen reserves, geen voorbehoude in ons navolgingskap van Jesus Christus nie. Waar ons op 'n stadium kan sê, no returns. Ons draai nie om nie. Ons wil nie terughou nie. En dan ook kan sê, ons het nou regrets oor dit, soos wat ek Sondag met julle gedeel het. Mag ek en jy leef 'n lewe van totale oorgawe aan ons Rabbi Meester Jesus Christus. Geniet jou koffie, geniet jou Dinsdag, ons gesels Vrydag dan weer. Mooi dop.